Goeiedag vriende, baie welkom. Dit is ook so lekker om so saam met jou verder te reis, dieper te reis. Mag ons meer en meer gevorm word, mag die Here nie ophou om aan ons te skaaf en ons te vorm nie. Die vraag wat ons vir mekaar vra is dit moontlik dat ons van pyn gestroop kan wees, van swaar kry? Is hierdie lewe, ons word van 'n klomp goed gestroop, maar kan ons werklik van pyn en van swaar kry gestroop word? Ons wens, dit sal daarom maar wonderlik wees. Maar ons weet, die evangelie van Jesus bied nie 'n pynvrye lewe aan. Jesus het self eerder 'n lewe van lyding en pyn geken toe hy mens geword het. Hy het ons menslikheid ten volle gedeel en ons gebrokenheid en swaar kry verstaan hy. Paulus skryf daar in Filippense 3, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding en deur hom ook gelyk te word aan sy dood. Dit is eintlik maar groot woorde, is om deel te hê aan Christus se lyding en gelyk te word in sy dood. Jesus het nie as toeskouer op ons lyding neergesien nie, maar hy het daarin ingetree. Hy het nie as 'n toeskouer op ons lyding afgekyk nie, maar hy het daarin ingetree. Hy het ons pyn op hom geneem en ons swaar kry het hy uiteindelik aan die kruis gedra. Wanneer ons swaar kry, kan ons troos vind in die wete dat God nie onbetrokke of ver is nie, maar dat hy ons pyn verstaan, dat hy dit self deurgemaak het en daarom kan hy dit verstaan. En in ons eie pyn kan ons dieper insigte kry oor God se liefde en sy nabyheid. Ons lyding is nie sonder betekenis nie. En die lyding van Christus herinner ons dat ons nie alleen is in hierdie swaar kry of in hierdie pyn of in hierdie lyding nie. Die gedeelte wat ons saam lees vandag is uit Jesaja 53 en ons lees vers 3 en 4. Hy was verag deur die mense, verstoot en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Mens sou dalk hierdie volgende vers ook kon lees. Oor ons oortredings, vers 5, is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het nie op 'n afstand op ons lyding neergekyk nie, maar hy het daarin ingetree. Wat 'n wonderlike God is dit nie wat ons dien nie. Miskien wil jy dit net bedink en vir die Here sê, Here, dankie dat U dit wat vir my bestem is, hierdie pyn wat vir my, of hierdie straf wat vir ons vrede moes bring, was op U. En dankie daarvoor. En sien jy ook hoe jy amper nie sonder pyn kan leef nie, maar in Christus dat jy vrygemaak word van pyn. En inderdaad eintlik daarsonder leef. Mag dit vir jou troos gee, mag dit vir jou hoop gee. Baie dankie, o Here, dat U in ons pyn ingetree het, dat U vir ons sondes verbrysel is. En die straf wat vir ons vrede moes bring, was op U. Dankie daarvoor, Here, o Here. Mag U ons dankbaarheid raak sien, maar mag U ons diep verootmoediging sien. Ons sê, Here, waar ons so ver U nie seer maak of ongehoorsaam is, of eintlik hierdie offer verskraal of dit nou maak, of nie die omvang daarvan besef nie, en roekeloos lewe. Wil U ons daarvoor vergewe en ons vrymaak. Dankie vir U offer. Ons aanbid U as ons Here en die een wat vir ons werklik kom vrymaak.
Amen. Genade en vrede vir jou. Ons gesels weer. Totsiens.